lekker herfst, lente was of andersom, ek weet nie eers, maar ek is seker, dis 'n wintersoggend. En dis heerlik om in die huis van die Here te wees. Is u tevrede? Is u gereed om die Here te vertrou, soos wat ons dien en soos wat ons loof? Ja, dis lekker om in die huis van die Here te wees. Ons het altyd 'n koortjie gesing wat gesê het, dit ook, die summertime in my heart, maar ek wou nou weer die lekker in die sin, nou weer uit, dit laat my so lekker sing, Ek kan onthou, my ma het saam gesing, maar sy het gevoel, die koortjie klink daarom nie, of dit 'n volwassene is wat opgeskryf het, die lekker sing, was maar 'n bietjie plat gewees, of 'n bietjie vreemd in die erediens, dit is lekker, om so saam te kom, en ek hoop dat dit vir u lekker sal wees, in die teenwoordigheid van die Here. En weet jy wat is vir my lekker, is dat ek die liefde onder die broers en die susters kan sien en kan ervaar. So mooi as ons hier staan en almal groet mekaar, en is heerlik om te behoort. En ek wil net vir u sê, u behoort. En as u nou vanoggend saam met ons kom kuier, lanklaas u was, die eerste keer u is baie welkom. As u die nagmaaltafel sien, u is baie welkom. As u weer gebore is, en as u Christus verkondig, dan gaan u ons eregas by die nagmaaltafel wees vanmôre. Ons het nou net gesing, Arise and Shine. So kom ons staan. The light is come. Dit was my so nodig, toe hierdie koortjie geskryf was, het ons hom gesing, For the light has come. Wie was in daai era? Ons het altyd gesing, the light has come, maar omdat dit altyd is, het ons hom verander na the light is come. Dalk kundig vreemd, maar dit is wat dit is die wonderlik dat die Here nuttig is vir ons op ons pad. Kom ons staan net so en ons welkom die Heilige Gees wat ons heerlik saam sing en ons self gereed maak vir die bediening van die nagmaal en die woord. Here, ons gewaar U. Ons sê dankie dat U ons ingewag het. Dankie Heilige Gees dat U met elkeen van ons 'n afspraak het vir hierdie oomblik. Dankie dat U dit lank reeds geweet het. Nou kom ons net Here en ons stel ons harte oop. Ons bid dat ons ore van ingestel sal wees vir die inspraak van die Heilige Gees. Here, ons begeerte is dat U sal kom beweeg tussen ons. Ons begeerte is, Here, dat ons dit op 'n besondere wyse sal beleef, dat U hier is, dat U betrokke is, dat U ons troos en sterk en toerus. Ons begeerte is dat U weer eens met kom woning maak onder die lofsang van U kinders. Ons staan op die woord wat sê, waar 2 of 3 U naam by mekaar kom, daar is U. Ons loof U daarvoor. Here, ons verklaar ons liefde. Ons verklaar ons waardering. Daar's niemand soos U en ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Ons begin met 'n mooi lied wat sê ons het 'n blye versekering. Ons twyfel nie. Blessed assurance, en ons doen hom op see as die gaan. Blessed assurance, Jesus is mine.
en hy het iets ondervind. Hy het ondervind, terwyl hy soos ons die naam van die Here groot maak, is daar krag en sterkte in hom wat toeneem. Ondervind jy dit? En die lied sê, it gives strength to me. Het die krag nodig? Wie kan doen met 'n bietjie meer krag? Bietjie meer sterkte. So ek gaan dan bid, hoe meer ek kan bid, hoe meer kan die krag toeneem op grond van die belofte. It gives strength to me. As I worship thee, and my mouth is filled with praise. En hoor jy, it will break the bands as I lift my hands. Lofprysing en aanbidding het die kwaliteit om ons vry te maak van dit wat ons vashou. Nes Paulus en Silas in die tronk. Is jy reg vir ondervinding? Kom ons toets die resep. It gives strength to me.
om dit te ervaar en dit te beleef. Ek wil vir u sommer net so 'n paar verse saam lees uit 1 Petrus, tweede hoofstuk. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedraai het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Ons is in die tyd, net so deur die tyd, wat ons herinner is aan hierdie gedagtes, wat Christus alles vir ons gedoen het, dat hy aan die kruis gesterf het vir ons sonde, en dat ons dan vry en genees is vandag, en ons het die tafel vanmôre weer, om ons aan dit te herinner, en eintlik ons dankbaarheid uit te bring, en vir die Here dankie te kan sê, dat hy dit vir ons gedoen het, dat ons kan sing, how wonderful, how marvelous is my Savior's love for me, en dat ons dit dan vanmôre kan kom doen aan die tafel van die Here. Petrus skryf hier, hy sê, want ons is geroep, omdat Christus vir ons gelei het, en daarom kan ons vanmôre ook kom, en ons kan vereenselwig met dit, deel hê aan sy gebroke liggaam, deel hê aan sy bloed wat gestort is vir ons, en ons gaan nou in die boodskap so 'n bietjie meer sê oor dit, bietjie meer daaroor gesels, maar kom, terwyl ons dan vanmôre aan die tafel sit, en deel het aan dit, en dit geniet wat ons kry, dat ons in dankbaarheid ons herinnering na die Here te bring, en vir hom dankie sê, dat hy ons sondes in sy liggaam geneem het, dit na die kruishout gedraai het, sodat ons die sonde kan afsterwe, en dat ek en u vanmôre sonder sonde skuld hier kan sit en deel hê aan hierdie tafel, en dat daar vir ons deur sy wonde genesing gekom het. En ons praat van alle tipes genesing, emosionele genesing, geestelike genesing, alles wat ons nodig het, fisiese genesing, en ons kan dit neem vanmôre in die beker en in die brood wat vir ons gebreek is, wat sy gebroke liggaam verteenwoordig, en ook sy bloed wat gestort is vir my. Daarom het die Here Jesus in die nag wat hy verraai is, die brood geneem, hy het dit gebreek, en hy het gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, sodat ek en u vandag genesing kan vind in daardie gebroke liggaam. Na die ete het hy die beker geneem, en hy het ook gesê, neem dit, drink hiervan, dis my bloed in die Nuwe Testament, en kom ons neem vanmôre daarvan, en hy sê, so dikwels as julle daarvan neem, doen dit tot my gedagtenis. Kom ons doen dit vanmôre tot sy gedagtenis, nie tot ons eie gedagtenis. En ons gedagtes behoort dan vanmôre net dankbaar te wees. Dankbaar, Here, dat u bereid was om na die kruis toe te gaan. Dat u self voor die kruis al die aanklagte wat na u toe gekom het, nie beredeneer het en teëgestaan het en teen dit gestry het nie, maar dat u stil gebly het en maar soos 'n lam na die kruis toe gegaan het en daar gaan sterf het vir ons sonde. Ons kom vanmôre in ons dankbaarheid en ons loof die Here daarvoor. Wanneer die beker en die brood verby kom, neem dit vanmôre. Neem dit uit dankbaarheid. Neem so 'n oomblik net om vir die Here dankie te sê. Dankie Here dat ek hier sit vanmôre, dat ek deel het aan hierdie tafel en dat ek genees is van die verkeerde dinge in die lewe, dat ek genees is van dinge wat nie in my lewe behoort te wees nie, maar ook as jy fisiese genesing nodig het vanmôre, neem dit, vra Here, deur hierdie gebroke liggaam,
wil U my hier kom aanraak in hierdie oggend nie. Ons het nie net saamgekom om te kerk hou nie. Ons het saamgekom om met God te ontmoet vanmorgen en 'n aanraking van hom te ontvang. Neem dit vanmorgen en ontvang die aanraking van die Here. Ons bedien die kelkies, sowel as die beker, wanneer die broers met die kelkies uitgaan en die van eerder van die beker gebruik maak, steek net die hand op en hulle sal U kom bedien met die beker.
dag word ons gedra, elke dag word ons versterk, en elke dag vind ons net meer en meer uit U hand. En ons kom sê nou vir U net dankie. Dankie dat ons op U kan steun. Dankie dat hierdie tafel wat ons nou aangesit het, dit net vir ons bevestig, dat ons kan vir ewig op U steun en uit U krag, met ons krag, om in hierdie lewe aan te gaan en deur te gaan. Wil U dan dit met ons geniet dit aan die tafel, net weer opnuut moet in ons opskerp vanmôre, en ons die krag daarvan laat ervaar, vra ons in die mooi en die kosbare naam, en ons sê vir U dankie. Amen. 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 Baie dankie aan die broers, dankie aan ons musiekspan. Ek wonder of daar iemand is wat getuienis het, woord of iets wat ons moedig vanmôre voordat ons na die woord van die Here gaan, en dit is op geleentheid gee, as U dan 'n woord het of iets wat jy ook vir onsself seker wat jy dat was. Kyk, hier is aan dan. Die Here beantwoord gebede. Ek het toe ek hiernatoe gekom het 3 jaar terug. Was ek so daar gewees, ek was 'n motorwag gewees, die Here het my weg geen sekuriteit. Ek het werk toe geloop, elke dag uit my fiets gegee. Hy het my gebless met 'n werk, nou onlangs 5 minute weg van my self. 5 minute. En my pa is so reg. Ek sit met stiefma, die gebedsgroep het gebid, en ons het gebid, en hulle het 'n huis gekry, en ek het 'n dagkennis gegee by my vorige werk, want ek was verplig om by die nuwe werk te begin, ek het gedink ek gaan my nie betaal nie. Einde van die maand kom, nuwe werk betaal my, ou werk betaal my, groot Here. Amen. Gebed. Jesus. Laat nog iemand. Goed, ek dink nie vir my storie, dan kan U, as U saam met my wil volg, die Bybel oopmaak by 1 Korintiërs, die 11de hoofstuk, en anders sal ek op die skerm hier agter verskyn, ek wil ook net sê baie welkom vanmôre, lekker om die almal hier te sien, ons besig om weer al die vreeslike vakansie daar, en die lang naweke te werk, dan sal ons weer voller in getal wees as vanoggend, maar so bly is hier in besonder om besoekers saam met ons, aanbaar is hier, is ek reg as ek sê, is Frannie met ons. Baie welkom, ons het mekaar op Facebook gekontak, of sy het my op Facebook gekontak, en sê hulle wil graag die dienste kom bywoon, baie welkom, vertrou julle gaan dit geniet en geseën uitgaan hier. Ek wil terwyl ons nagmaal en ook in die tyd waarin ons is, in die tyd rondom so kort na die kruisiging en die opstanding van die Here en alles wat daar gebeur het, sommer net so uit die bekende gedeelte wat Paulus gebruik in 1 Korintiërs 11 vir die nagmaal, wil ek vanmôre met u gesels oor die nagmaal en die tafel wat ons by aansit en wat ons geniet daarin. En ek wil dit doen onder 'n tema, die nagmaal, 'n triomf van goddelike gemeenskap. Ons het so 2 Sondae terug bietjie ook oor triomf gepraat, en ek wil juist vanmôre dan so 'n bietjie aangaan op dit en die nagmaal tafel gebruik as 'n tema en 'n simbool van 'n triomf van goddelike gemeenskap vir my en u as kinders van die Here. Kom ons lees net weer daardie bekende woorde saam, 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy
kom. En dis die kernvers in hierdie gedeelte wat ek vanmôre wil gebruik, vers 26. So dikwels as jy dit doen, so dikwels as ek en u by die tafel van die Here aansit, en nou moet ek dit ook sommer net hier sê, dis nie nodig dat 'n mens nagmaal net eenmaal 'n maand soos die gebruik in die meeste kerke is. Ander kerke doen dit eenmaal in 3 maande en so aan. Ons kan elke dag nagmaal vier. Daar's nie 'n beperking op dit nie. U kan dit in u huis doen, u kan dit vir uself doen. Die gedagte is net, dit moet nie oor my gaan nie en dit moet nie oor jou gaan nie. Dit moet gaan oor Jesus wat gekom het om te sterf vir die sonde van die wêreld, wat opgestaan het en wat leef. En daarom kom Paulus en hy sê vir ons, so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. As ons net so 'n bietjie teruggaan na die gebeure oor die laaste tyd wat ons gedenk het rondom Jesus, dan kom mense agter dat Jesus se laaste week op aarde voor hy hemel toe is en voordat hy gekruisig is, was eintlik dae wat gevul was met onvergeetlike oomblikke. En oomblikke wat ons as kerk en as kinders van die Here wil onthou. In hierdie dae was die vervulling van al die profesieë rondom die dood van Jesus, rondom sy sterwe en rondom sy opstanding. Al die profesieë rondom die kruis is in daardie dae vervul. En dan was daar ook die een profesie van triomf, dat in Jerusalem triomfantlik as 'n koning regverdig en as oorwinnaar op 'n esel sou inry. En daar was profesie rondom dit en dit het gebeur in daardie week. Daar was in daardie week intieme gebede wat hy gebid het. As ons maar net dink aan die gebed in Getsemane in Matteus 26, waarvan die uitstaande gedagte is, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie, U wil geskied. En dit was die uitstaande van daardie gebed en daardie vroeging in Getsemane, is dat nie sy wil nie, maar die Vader se wil sal geskied. Dan was daar die hoofpriesterlike gebed in daardie selfde nag in Johannes 17, toe hy vir die disippels gebid het en waarvan die uitstaande gedagte in daardie gebed is dat hy bid nie vir die wêreld nie, maar hy bid vir die wat aan hom behoort. Ek wil vir u sê, geliefdes, hy het in daardie nag vir my en jou gebid. Hy het vir almal wat sy disippels was en wat nog sy disippels sou word, het hy gebid in daardie nag, en dat hy gevra dat die wat aan hom behoort sal wees waar hy is om sy heerlikheid te aanskou. En ek wil vanmôre vir u sê, geliefdes, as ons lof en ons aanbidding in die teenwoordigheid van die Here 'n heerlikheid is wat ons ervaar, en wanneer ons om die tafel van die Here kom aansit en sy teenwoordigheid is hier en ons ervaar sy heerlikheid, wil ek vanmôre vir u sê, ons het nog niks gesien nie. Ons weet nog nie die volheid daarvan nie, want hy het 'n gebed aan die Vader gebid met 'n begeerte dat ek en u as kinders van hom eendag saam met hom sal wees waar hy is, en hy is nou in die hemel, en hy het 'n belofte gemaak dat hy gaan terugkom om ons te kom haal, sodat ons kan wees waar hy is. En ons gaan 'n heerlikheid aanskou wat ons nie vir mekaar nou kan beskryf en wat ons nie vir mekaar kan vertel nie. Sy laaste oomblikke saam met die disippels was oomblikke van diep gesprekke wat hy met hulle gehad het en hulle vertel het van sy komende dood, die wyse waarop hy sou sterf en ook dat hy sou weggaan, maar dat hy sou terugkom om ons te kom haal. En in die gesprekke het hy vir die disippels gesê dat sy uur het gekom, verwysend na die gevangenskap en die kruis wat voor lê,
en hy het ook vir hulle gesê dat een van hulle hom sou verraai. En die laaste oomblikke op aarde was nie lekker oomblikke vir die Here Jesus gewees nie. Daar was simboliese dade in hierdie laaste oomblikke, toe hy die voete van die disippels gewas het, as 'n teken van diensbaarheid, nederigheid en vergifnis. Hy het ook die nagmaal ingestel, soos wat ons dit vanmôre geniet het en deel gehad het daaraan. En dit is vir my nogal interessant om te lees dat die instelling van die nagmaal en deel hê aan die Pasga was een van die laaste dade wat die Here Jesus op die aarde gedoen het, net voordat hy gekruisig is. En een van die eerste dade wat hy gedoen het, nadat hy opgestaan het uit die dood, was om die nagmaal te vier. U sal onthou, ek dink ons het verlede Sondag daaroor gesels, toe hy saam met 2 Emmausgangers gestap het, en hulle uiteindelik in die huis gekom het, waar hy om aandete gebied het, het hy die brood gebreek, en gedank soos wat hy by die nagmaal gedoen het, en in daardie oomblik toe gaan die lig vir hierdie 2 disippels op, en besef hulle, maar dis nie 'n vreemdeling saam met wie hulle gestap het nie. Dis Jesus saam met wie hulle al die pad gestap het. En dan handel dit ook verder nog oor sy opstanding. En wat belangrik is, in die volle waarde van die tafel waaraan ek en u so dikwels sit, my broer en suster. En dit maak nie saak hoeveel keer en hoe gereeld ons dit doen nie, maar die volle waarde daarvan kom Paulus en hy beskryf dit en hy sê vir ons, so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus totdat hy kom. En ek het so 'n hele paar jaar gelede in 'n boodskap vir u gesê, dit klink nogal vreemd om te sê, ons verkondig die dood van iemand totdat hy kom. Dit klink nogal nie reg. Maar wat ons het in die tafel vanmôre, wat die belangrikste daarin is, wat ek neem uit die woord van die Here en die geskiedenis rondom Jesus se laaste dae op aarde, is dat dit handel nie net hier oor 'n gebroke liggaam nie, maar dit handel oor 'n opgestane Here Jesus, die een wat die dood en die graf en die hel oorwin het en opgestaan het uit die dood, en wat lewe en wat ons vanmôre die voorreg het om te kom aanbid en te kom aansit by die tafel saam met die lewende God, die een wat opgestaan het, en dit het die krag van ons as gelowiges geword in hierdie dag, my broer en suster, die krag van die nagmaaltafel en die waarde van die nagmaaltafel vanmôre vir my en u is daarin dat ons het krag in Jesus se opstanding, en dit het ons geloof kom versterk en ons net sterker gemaak. Paulus haal 3 gedagtes aan wanneer hy oor die nagmaal praat en waarmee hy 'n besonderse waarde aan die nagmaal gee, 'n waarde wat onveranderlik vas staan. Die nagmaal is as teken aan ons gegee om ons te herinner aan 'n vernederende werk. Die tweede, om ons te herinner aan 'n triomfantelike werk. En derdens, om ons te herinner aan 'n verhoogde werk. En ek gaan in kort vinnig net oor hierdie 3 gedagtes gesels. In die eerste plek, 'n vernederende werk. In Galasiërs 3 vers 13 kom Paulus en hy sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n kruis hang. Die wet het nie van reëls gehou nie. Die wet, of andersom, die wet het van reëls gehou. En die wet was so geskryf dat mense by reëls en regulasies sou bly en
dat hulle daaraan gehoorsaam sal wees. En dat uiteindelik by die oortreding van die wet en die oortreding van daardie reëls en regulasies sou daar die doodstraf wees in sekere gevalle vir hulle wat dit oortree. Hierdie beginsel is deurgetrek na die sonde toe, omdat God nie sonde ongestraf kan laat nie. Romeine 6 vers 23, 'n baie bekende gedeelte. Die loon van die sonde is die dood. En die dood hier beteken 'n ewige lewe sonder Christus. 'n Lewe wat ons nie saam met hom sal ingaan nie. Maar direk daarna, wanneer Paulus dit aan die Romeine skryf, dan sê hy baie vinnig, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Maar hiervoor moes hy die vernedering aan die kruis deurgaan, om aan ons daardie genade te kan bewys, en aan ons daardie gawe te gee, dat ek en jy 'n ewige lewe in Christus Jesus het, en dat ons verenig saam met hom gaan lewe, moes hy daardie vernedering deurgaan. En dan kom Paulus en hy beskryf dit in Filippense 2 vir ons eintlik in 'n baie mooi gedagte. Hy sê hy wat in die gestalte van God was. Johannes het in sy bekendmaking van Jesus gesê, hy was in die begin by God en hy was God. En nou kom Paulus en hy sê hierdie selfde persoon van wie Johannes praat, was in die gestalte van God. Hy het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. Hy het totaal mens geword. En in daardie gedagte, as mens het hy homself verneder tot die dood, ja, die dood van die kruis. En ek dink nie, ons as mense verstand kan soveel inneem en soveel beredeneer in presies wat hier gebeur het en die vlak van vernedering wat die Here Jesus moes deurgaan, my broer en suster, om uit die hemel uit te kom, gelyk aan God, deel van die drie eenheid, en homself hier op die aarde te kom gelykstel aan die mens, soos wat ek en u is, 'n mens soos wat ons is, en vir 33 jaar op hierdie aarde te loop en te beweeg as 'n mens, om ontledig van sy goddelike heerlikheid en kom woon op die aarde as 'n mens. Dis moes 'n totale vernedering wees, maar dan gaan Paulus aan en hy praat oor 'n triomfantelike werk. En die kernboodskap van Paulus se prediking is ongetwyfeld dat God ingegryp het in die geskiedenis van die wêreld. En hy het dit gedoen in die persoon van sy eie seun. En dit is baie duidelik dat sy dood en sy opstanding verlossing meegebring het en daardeur oorwinning oor elke mag van die bose. En as ek vanmôre na die tafel van die Here kyk en ek moet een dankbaarheid bring. Ek kan vir die sê ek het 1000 dankies, soos wat die lieddigter dit geskryf. Maar as ek een dankbaarheid moet bring, en ek na die tafel kyk en sê, Here, dankie vir die verlossingswerk. Dankie dat die verlossingswerk 'n triomfantelike werk is. Dat u in die verlossingswerk gekom het en oorwinning oor elke mag van die bose kom bewerkstellig. En al wil hy my dan elke dag probeer aanval en daar elke dag aanslag van sy kant afkom. En ek weet nie van u so gelukkig is om daaraan deur te gaan sonder enige aanslag nie, maar ek wil vir u sê ek beleef dit en ek glo u beleef dit, die aanslag kom, maar dankie Here dat u een van daardie aanslag 'n effek op my het en 'n effek op my lewe het nie, want u het oorwin en ek het deel aan daardie oorwinning
deur die tafel wat ons vanmôre kom geniet het en dit wat ons aan die tafel geniet het. Here, dankie vir daardie oorwinning. Volgens Bybelse begrip van verlossing beteken die woord 'n losprys is betaal. Jesus het sommer net in eenvoudige taal gestel die prys vir ons vrymaking van sonde en die gevolge daarvan betaal. In sy vernedering om mens te word en op die aarde te kom woon, het hy vir ons die losprys betaal. Daar is niks wat ek en u meer hoef te betaal nie. Daar is niks wat enige iemand anders meer kan betaal nie, my broer en suster. Jesus het die volle losprys vir ons sondes betaal en die gevolge daarvan is ook betaal en afgehandel. Sy dood was in ruil vir ons lewe. Hy kon sterf sodat ek en jy kan lewe en ewig kan lewe. En die skrif is baie duidelik rakende die verlossing en sê dit is alleenlik moontlik deur die Seun Jesus en deur sy kruisdood. Kolossense 1 vers 14. En wanneer ons dan na die triomf kyk wat ons aan die tafel vanmôre gedenk en wat Jesus vir ons gedoen het, dan is daar 'n hele lys van voordele vir my en jou ingesluit vanmôre, waarin ons werklik vir die Here kan kom dankie sê. En ek gaan nie al die skriflesings vir u lees nie, maar as jy dit wil hê, kan jy my notas by my kom kry. Maar die voordele sluit in vergewing van sondes. En ek wil vir u sê, dis een van die lekkerste en grootste voordele wat ek en u kan hê, want ek voel lekker, ek voel gelukkig om as 'n verloste, vrygekoopte mens vanmôre aan die tafel van die Here te kom sit en te weet my sonde is vergewe en daar's niks wat meer teen my gehou kan word nie. Ek kom met 'n vryheid kom sing en die naam van die Here kom groot maak. 'n tweede voordeel is ons is regverdig verklaar. Ons het regverdigheid in Romeine 5 vers 17. Derde een, daar's 'n vrymaking van die vloek van die wet. Ons is nie meer gebonde aan dit nie. Galasiërs 3 vers 13. Ander een wat verskriklik een van die grootes is vandag. Ons is aangeneem in God se familie. Ons is kinders van hom. Galasiërs 4 vers 5. Ons is bevry van die houvas van sonde. Titus 2 vers 14 en 1 Petrus 1 vers 14 tot 19. Ons het vrede met God. En ek vertrou elkeen van u wat hier sit vanmôre kan in die hart sê ek het vrede met God. Amen. Ons ervaar die inwoning van die Heilige Gees en ons is besig om Pinkstertyd te nader en ek vertrou u ervaar daar die inwoning van die Heilige Gees. Ek vertrou u is lief vir die Heilige Gees. Ek vertrou u smag daarna om daagliks met die Heilige Gees gevul te wees en sy aanraking en sy salwing in die lewe te voel. Ons het die ewige lewe. In kort kan ons dit alles opsom vanmôre en sê om verlos te wees is om vergewe te wees, geheilig, vrygespreek en aangeneem en versoen te wees met God. Wat 'n voorreg om aan die tafel van die Here te kan sit. Wat 'n voorreg om te kan kom deel aan dit wat die Here vir ons daar beskikbaar gestel het. Die laaste gedeelte wat ek wil aanraak en ek wil met dit afsluit is 'n verhoogde werk. Jesus se rol was beslis nie klaar toe hy aan die kruis gesterf het en uitgeroep het, dit is volbring nie. Alles is afgehandel wat verlossing betref en daardie uitroep. Hy het gesê, Vader, in die hande gee ek nou my gees oor, Lukas 23 vers 46. Maar sy rol was nie
vervul in daardie oomblik nie en in daardie woorde nie. Sy tyd was ook nog nie verby toe sy liggaam in die graf agter 'n groot klip verdwyn het nie. Nee, Paulus beskryf die oorwinning wat daardeur behaal is op 'n ander wyse vir ons. Hy gaan verder in Filippense 2, die gedeelte wat ons aangeraak het en gepraat het oor die vernedering van Jesus en dat hy die gestalte van 'n mens aangeneem het en dat hy in daardie gestalte kom sterf het en verneder is. Maar dan gaan Paulus verder aan hier in Filippense 2 vers 11 en sê, daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van wat in die hemel en op die aarde en die wat onder die aarde is en elke tong sou bely dat Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. En ek het 'n dankbaarheid in my hart vanmôre vir die tafel van die Here, dat ek buig nie my knie onder dwang nie, ek buig my knie uit respek en eerbied en dankbaarheid. En as ek my knie wil buig voor die Here, dan buig ek my knie voor die Here, omdat ek verlossing gevind het en vrymaking gevind het, en omdat hy in my lewe is, en ek ondervind sy krag en sy heerlikheid en sy opstandingskrag in my lewe elke dag, en daarom is ek nie skaam of bang om my knie te buig voor die Here nie, en sal ek dit nie eendag uit dwang moet doen, omdat elke knie sal buig en elke tong sal bely en erken dat hy Jesus is. Ek erken hom nou terwyl ek die geleentheid het, ek erken hom nou terwyl ek hom ervaar in my lewe en alles wat hy vir my gedoen het, waarvan die tafel vanmôre die embleem is, en ek buig voor hom in my liefde vir hom en in my dankbaarheid. En dis daarom wanneer ons deel het aan die nagmaaltafel, deel ons in die oorvloedige vreugde wat Christus toegesê is. Ons sien met groot verlange uit, en ek hoop u is daar, na die bruilofsmaaltyd van die Lam, wanneer hy die wyn met ons nuut sal drink in die koninkryk van sy Vader. Ek vertrou in die opgewondenheid en die dankbaarheid oor die tafel van die Here, sien hy uit na die koms van die Lam van God, wanneer hy gaan kom om ons te kom haal. Ek glo, daar is 'n verwagting in u, dat hy gaan terugkom, en ons sien uit daarna, om vir ewig dan saam met hom wees. Daarom mag ons bly wees, en ons mag ons vreugde uitleef, en om die eer gee, verskoning. Want die bruiloft van die Lam is aan die kom. Dit het nie gestop by die tafel nie. Nie gestop by die graf nie. Dit het nie gestop by die kruis nie. Ek en u kyk vanmôre verder as die tafel. Ons kyk dieper as die graf. Ons kyk verby die kruis en ons sien 'n komende Lam wat op pad is om ons te kom haal. En as ons in die wêreld rondom ons kyk, dan moet ons verklaar dat dit nie meer lank nie, binnekort gaan hy kom om ons te kom haal en gaan ons weggeneem word van hierdie aarde af om vir ewig saam met hom te wees. En dan gaan elke profesie vervul wees en gaan ons daar saam met hom wees. So met elke nagmaalsviering wat ons geniet, of dit eenmaal 'n maand hier by die kerk is, en of dit dalk by u huis is as u die gewoonte daar het, maar met elke nagmaal word ons herinner aan Christus se totale oorgawe aan die wil van God. Nogtans, nie my wil nie, maar u wil, en het sy oorgawe vir ons die ewige hoop en die ewige lewe kom gee. En kom sit ek en u vandag by die tafel aan, met vreugde, met blydskap, met verwagting, met 'n uitsien, met 'n wete, dat niks is verlore nie. Ons is gered uit sy genade, en ons gaan vir ewig saam met hom wees. Kom ons sê vir die Here dankie. Die hand opsteek, vanmôre saam met my. Ek sê dankie Here, dankie dat die tafel my vanmôre opnuut kom herinner
dat ek is gebind aan U. Deur hierdie tafel geniet ek ook U oorwinning wat U geniet het, en leef ek in daardie oorwinning, en wil ek aan U al die dank en die lof en die heerlikheid bring in hierdie oggend. Ek wil my knie buig vanmôre voor U, Here, en erken en verklaar dat U is Christus, waarlik die Seun van God. En ek wil dit met lof en aanbidding doen in hierdie oggend, in U kosbare naam. Amen. Ons musiekspan gaan vorentoe kom vir U. Die slot kom waarneem. Terwyl hulle kom ek gee vir U vandag net 2 of 3 afkondigings vir die week. Ons ander aktiwiteite is aan die gang. Vanaand om 1700 uur kom ons weer by mekaar hier vir ons geselsie uit die Bybel uit. Ons gaan vanaand so 'n bietjie gesels onder 'n tema wat net oor die eindtyd gaan. Leef ons dalk in die dae van Noag en Lot. 'n verwysing wat die Here self gebruik het. Dit ons wanneer hy oor die eindtyd gevra het. Ons gaan vanaand so 'n bietjie daarna kyk. Leef ons dalk in die dae van Noag en Lot. Ek herinner u dat ons genooi is vir die 18de Mei. Dit is 2 weke Sondag aand vir 'n Pinksterdiens by Sinwil gemeente. Daar's 4 gemeentes wat by mekaar gaan kom en 'n heerlike gesamentlike Pinksterdiens gaan hou tussen die 4 gemeentes. Dit is om 6 uur die aand, 1800 uur, en dan is daar nog van die QV sleutelhouers van Sjaalwit vir ons gemaak het aan die portaal, daarvan die wat nog nie gekry het nie, of jy wil dalk sommer net vir iemand spesiaal een van die QV sleutelhouers iets vat, neem gerus vir u, dit is dan in die portaal met liefde van Sjaalwit vir ons almal gegee. Baie dankie aan ons voorgangers. Baie dankie, Pastor Johan. Dit waardeer en vir die woord van die Here. As u gereed is met dienes en offerings, gaan ons dit opneem soos ons goeie gewoonte is. En dat daarmee die naam van die Here groot maak. Ons slotlied vanmôre gaan ons so in mekaar sing en gaan maar mooi dophou. 'n lied wat ons bemoedig, wat sê hy wat in ons is groter en sterker as hy wat in die wêreld is. Ons kan uitstap, 'n onbekende weeg in die lig van die Here wat is daar in ons van groot voorreg. Kom ons staan en sing vir die Here. Here, U bring ons dienes, ons offerings. Ons seën U daarmee, want ons is reeds in volle deur U geseën. Ontvang dit, Here, met liefde waarmee ons gee. In Jesus naam. Amen. Greater is He that is in me. Greater is He that is in me. Greater is He that is in me. That lives in the world. Walk in the light of
in die huis van die Here te kon wees. Dat is 'n voorreg om te aanbid en te loof, om te luister na die woord, om aan te sit by die tafel. Nou is ons gebed, Here, sal U deur U Heilige Gees ons kom herinner aan dit wat gesê is. Here, dat ons nie net hoorders sal wees, maar daders sal wees, en dat ons dit wat U vir ons doen, Here, sal oordra en ons lig laat skyn en 'n verskil maak. Elke dag van ons lewe, elkeen wie ons pad kruis, dat Here iets van U in ons sal raak sien. Here, ons het nodig dat U ons bewaar, dat U ons beskerm. Ons het nodig, Here, dat U ons troos, dat U ons genees, dat U vir ons voorsien. Here, en ons kyk op na U toe, want U woord het ons geleer. As ons opkyk, as ons oë opslaan na die berge, dan is dit waar ons hulp vandaan kom. Dankie, Here, ons weet, U sal voorsien, want U is 'n waarmaker van U woord. Word in alles verheerlik, verdaag ons in U liefde, Here, totdat ons dan op 'n bestemde tyd weer op die wyse van mekaar sal wees. Dankie daarvoor, Here. Amen. Ek wonder, kan die een harde amen uit dankbaarheid sê, U sal nou nie weet, want U is goeie oor soos ek nie. Maar op die galery is dit net Marlene Annetjie wat alles alleen gedoen het, want hulle pa en ma is uitstekend met werk. Dink jy hulle het goed gedoen? Amen. Amen. Dankie baie dankie. Iemand gekom het, baie dankie, die Here se.